The best advice I would give to white people is to get the hell away from black people. Just get the fuck away. Wherever you have to go, just get away. Because there's no fixing this. This can't be fixed. Right? This can't be fixed. You just have to escape. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, u het nou so vinnig, u moet tog maar die taal gebruik van Scott Adams verskoon, maar ek dink dit is 'n baie gepaste video om 'n paar van my vorige video's op te som. Dink ek is dit 'n baie gepaste video wat u na kan luister, wat Scott Adams, skrywer en kommentator van Amerika, in hierdie video, noem dit maar blaatant, reguit gesê het, soos wat dit is. En ek dink as ons vinnig terugverwys net na omtrent al die video's wat ons in die verlede al gemaak het, die voorbereiding van die Amerikaners vir 'n betrokkenheid hier, om betrokke hier te raak, militêr, alles daarmee saam, en dan natuurlik die Oosblok se betrokkenheid. Ons weet dat hier nou hierdie vlootoefening was, hierdie afgelope paar weke in Kaapstad se waters. Ons het gesien hoe die mense swem in hierdie vegskepe in die agtergrond is. Dit is al baie duidelik, is my eintlik 'n baie ironiese prentjie, dat die mense nog salig onbewus op die strand is en nie besef waar staan ons in Suid-Afrika en in die wêreld. Maar hoe dit ook al sê, die Amerikaners wil Suid-Afrika beheer oor Suid-Afrika kry. Ek verstaan, hulle wil die Suidsee roete veral. Dis die belangrikste, want hulle weet almal die Suezkanaal gaan toegemaak word. En dan is daar die enigste roete, is die Suidsee roete hier om die Kaap. As hulle nog iets wil hê van Japan af, vanaf daar die produksielyne, enigiets nog wil hê van Taiwan af, as die Chinese dit nie intussen tyd gevat het nie, hoe dit ook al sê, die Kaapse Suidsee roete is kardinaal. Die Weste kan nie sonder die Kaapse seeroete nie. Daar's nie 'n manier nie. Hoe dit ook al sê, ons gaan nie op dit nou ingaan nie. Dit gaan behels dat die Amerikaners gaan voete hier neersit, hier gaan instability, onstabiliteit kom, hier gaan revolusie kom, hier gaan chaos kom, hier gaan anargie kom, en dit gaan alles gaan oor om 'n regeringsverandering teweeg te bring. 'n Regering wat die Amerikaners of die Weste meer goedgesind is, pro-Westers is, noem dit nou maar so. En ek het vir in die vorige video gesê, die massas het geweldige mag. Geweldig, die mag op hierdie aardbol lê by die massas. Dis hoekom hulle altyd versigtig is. Net as hulle sien die massas kom te kwaai in opstand, dan sê hulle sien, hulle staan 'n tree terug, en hulle kry eers die narratief weer reg, hulle dek die tafel weer van vooraf, sodat daar niemand te ontsteld is, dat te veel mense ontsteld raak nie, want geen weermag, het ek vir u gesê verlede keer, of polisie mag kan staan teen die massas nie. Hier in Suid-Afrika is dit seker 1 teen 300, polisie teenoor burgerlikes. Daar's mos nou nie 'n manier nie. In Egipte dink ek met daardie Arabiese lengte was dit 50 teen 1. En hulle het nie, is soos ons in Afrikaans sê, 'n katse kans gehad nie. Hulle het nie, so maklik soos dit. So hulle moet altyd die massas of mislei of verlei of flous, paai, soos ons baie keer die Engelse woord gebruik. Hoe dit ook al sê, hoekom ek hierdie video gespeel het is, nou kan u self voorstel, wanneer ons land, of het nou die Amerikaners wat die regering gekaap het, soos in 'n blitsverkiesing, of met soos 'n Venezuela tipe situasie, of het is met troepe wat hier kom en sekere magte binnelands begin oplei, wat pro-Amerikas en vir hulle sal veg, hoe dit ook al sê, hoe dit ook al gebeur, wanneer hierdie massas, kom ons bel vir logika, wanneer hierdie massas sien, hier het nou 'n regering ingekom, wat pro-Westers is, dan sê ek vir u, is ek 100% oortuig, dat dit sal die massas galvaniseer, hulle gaan saamsmelt, hulle gaan ewe skielik nie meer MK teen EFF, teen ANC, ANC teen homself, en so meer nie. Ek sê vir u, ek weet hoe diep liggende rasisme is daar in die massas. Ek het groot geword in hierdie land, jy sal my niks sê nie. Die blanke se rasisme is ligte vrugte teenoor die massas se rasisme. Inteendeel, ek kan dit vir ek het dit eendag vir 'n joernalis gesê. Die feit dat swart leiers
deur rassistiese en haat uitspraak te lewer teen die blanke, en dan sê die koerant om swart stemme te wen. So jy wen stemme deur 'n rassehaat uitlating te maak teen 'n spesifieke bevolkingsgroep. Dan is jy sekerlik 'n groot rassis. As jou constituents, jou ondersteuners, as hulle jou meer steun as jy 'n spesifieke entiteit haat teenoor uitspreek. En dis wat ons in Suid-Afrika sien. Die oomblik wat die ANC stemme wil terugwen, dan spreek en lewer hulle haatspraak. Die EFF het gegroei op haatspraak, het gegroei op haatsprekende liedjies, en Kontowisizwe, hoe dit ook al sê. So, nou kan u voorstel, en dan stem ek verseker saam met Scott Adams, dat wanneer hierdie anargie uitbreek, wanneer hier die teenreaksie van 'n regeringsverandering, Amerikaanse inmenging, hoe dit ook al sê, hoe dit ook al gewees, maak nie nou saak nie, dis nie die punt van hierdie video nie. Die punt van hierdie video is, wanneer hierdie geleentheid in aanhalingstekens homself voordoen van chaos en anargie, en hierdie massas, wat vir jare opgesweep is, deur ministers, deur presidente, deur oppositiepartyleiers, deur provinsiale leiers, hierdie opsweping, kan u mos dink dat dit dan logies is, so Scott Adams sê, kom weg, wherever you go, dit maak nie saak waarheen jy gaan nie, gaan net na lae populasie gebiede, gaan na lae populasie areas, want dit is tog weer logies, dis nou al in die misdaad logies, wanneer jy in plekke kom waar getalle kwaai gekonsentreer is, baie getalle is die misdaad mos nou baie hoër, as wat jy op 'n ander deel in Suid-Afrika jouself bevind, waar lae populasies, klein woongebiede, klein konsentrasie van mense, dan is daar laer misdaad. Dan sal jy ou in 'n dorpie kry wat sê, jong, al wat hulle hier steel is klein goedjies, hulle sal 'n tuinslang steel of 'n tuinstoel, wat buite staan, wat ek net ook moet noem, wat nie toegesluit is. So, dit is logika. Dit is nou al so, die misdaad wys nou al vir jou, dat waar hoë konsentrasie mense by mekaar is, moet jy agter slot en grendel, deure in jou huis hê, veiligheidsdeure, alarmstelsels op hê, oplet wanneer jy huis toe ry iemand agter jou, wanneer jy stop, is daar nog iemand wat agter jou gery het. U ken dit mense, ek hoef u niks te vertel nie. Maar daar's ander plekke in hierdie selfde Suid-Afrika, waar mense nog hulle sleutel in hulle voertuig party ander vergeet. Nou, wanneer sulke anargie, is dit mos logies, soos wat Scott Adams sê, gaan net waar ook al jy heen gaan, na waar minder massas is. Hierdie massas wat opgesweep is teen u en my, al oor jare, en ek gaan nie alles herhaal nie, presidente, ministers, leiers, van oppositiepartye, dan kan u uself voorstel, hoe dit daar sal gaan. En dis hoekom Suidlander se noodplan is logika. Wanneer sulke anargie, plundering, misdaad, eskalasie van duisende persente plaasvind, is dit wys, slim, logies, om jouself te verwyder uit sulke konsentrasiegebiede. En dis wat die Genève Konvensie sê. Daar raak daai gebiede konflikareas, bende areas, waar al hierdie AK's nou uitgehaal word, en die RPG's uitgehaal word, en die ammunisie en die wapens wat daar in Durban spoorloos verdwyn het, uitgehaal word, en die ammunisie en wapens wat deur Luanda na Zimbabwe, Suid-Afrika binnengebring is, uitgehaal word. Hoe dit ook al sê, jy wil nie daar wees nie, jy wil dan in die platteland wees, weg van dit af, lae populasie, en dan sê ek vir u, al gaan u platteland toe op u eie, na familie, na vriende, na 'n vakansieoord, na vakansieplekke, 100%, u welsyn, en u wel, hoe dit met u gaan, is vir my die belangrikste. Maar dan wil ek ook vir u sê, maak dit dan tog deel van u plan, dat wanneer u daar in die platteland is, want hierdie ding gaan groot eskaleer, hy gaan momentum kry, en Henry Kissinger, voormalige en afgesterwe nou, voormalige sekretaris-generaal van Amerika, het gesê, in the times to come, those people who doesn't have food, wat nie groepeer nie, and who doesn't have guns to defend themselves, won't make it.
En hy het gesê hoekom? Because the roaming masses, die malende massas, sal alles verslind wat in hulle pad kom. En dan is dit belangrik, dan raak daardie gewone platlandse plekkie, waar jou vriende was, jou familie was, 'n vakansieoord was, dalk ook nie meer genoeg nie. Spreuke sê het vir my so mooi in die Bybel, hy sê, berg jou goed, op 7, ja 8 plekke, want jy weet nie wat oor die land sal kom nie, sê van die vertalings. Van die ander vertalings sê, deel uit aan 7, ja 8, want jy weet nie wat oor die, ons weet nie wat oor die land, ons weet nie, ek weet, hy gaan verder eskaleer, ek weet het gaan geweldig raak, omdat ek die profesie in die Bybel wat op toepassing is van Suid-Afrika lees en verstaan en glo, en as mense wat lyk my dit nie wil glo nie, nie wil insien nie, en dit maak u soveel minder ingelig, maar u sal wel wanneer u dit beleef, dit dan maar self ondervind. Ons het so Afrikaanse spreekwoord wat sê, sien is glo, voel is waaragtig, né? Onthou nou spreekwoord, sien is glo, voel is waaragtig, dan stry jy nie meer nie. Hoe dit ook al sê, dis nie wat ek iemand toewens nie, dis hoekom Suidlanders geskep is sodat, wanneer u dan daar op 'n plaas, by vriende, in 'n vakansieoord is, en u sien, hierdie ding het nog verder eskaleer, hierdie roaming masses, hierdie malende massas is besig om alles te verteer, wat voor hulle is, dan sê u, waar is Suidlanders dan? Kom ek gaan dan val u in by 'n fase 4 of 'n fase 5, saam met Suidlanders, want dit bring dan u familie, die mense wat saam met u miskien by daardie vakansieoord was, miskien is jy 'n kerkgroepering, miskien 'n kerk, 'n gemeente wat sê, ons gaan nie aansluit by enige groepering nie, maar ons gaan na daardie vakansieoord, langs die Vaalrivier, weg van die groot getalle af. 100%. Maar wanneer hierdie groot getalle die stede uitgeput het, gaan hulle begin roaming masses word, malende massas, en ons praat hier van miljoene, en dan gaan u in daardie vakansieoord sê, ons raak nou ook in gevaar. Ek glo die Vader sal al hierdie dinge bestuur, maar dan gaan u sê, waar is die Suidlanders? By wie kan ons aansluit? Wat radiokommunikasie het, wat koördinering het, wat departemente het, wat oor jare opgerig is, om te bestuur, om medies toe te pas, kommunikasie toe te pas, logistiek toe te pas, beveiliging toe te pas. Ons hoof van ons noodweer is een van die ouens met die meeste operasionele ondervinding. Verseker, by loshande. As ek die name noem saam met wie hy geopereer en gewerk het, sal hy geweldige vertroue kry. Wie in sy CV, as ek dit nou maar so kan sê. So, dit alles, weg van die konflik, ons wil nie 'n party van die konflik wees nie, ons wil weg van die konflik, volgens die Genève konvensie, maar wanneer ons weg is, soos by Bloedrivier, ons wou niemand aanval by Bloedrivier nie, ons het Natal gekoop, met Silkaas se beeste, op aanvraag van Dingaan. Absoluut het ons alle hoë grond gehad, en ons is aangeval. En as ons dan aangeval word, het ons alle reg om onsself te beskerm. En dan sal die geskiedenis van daar af sy loop verder neem. Dis hoe ons dit in ons eie geskiedenis gesien het. Ons het gesien hoe het 'n aanval van die Zulus op die voortrekkers uitgeloop, in terme van ons geskiedenis. So ons wil weer nie 'n party wees nie, ons gaan nie 'n party wees nie, ons gaan ons ontruim, maar moet ons nie daar kom pla nie, want dan moet julle die geskiedenis daarna aanvaar, en sal ons, weer soos ons voorouers, al die hoë grond hê, om dan van daar af op te tree, soos wat dit vir ons deur die Gees gelei word. U moet 'n pragtige week hê, tot ons weer praat. Totsiens.